Ons is besig met 'n reeks oor die volle grootte Christus. Vandag is deel 5. My klank is reg, julle kan my hoor. Vandag gaan oor, en dit gaan baie radikaal wees. Vandag gaan oor, solank dit nog 'n hoop is, of die Bybel praat van ons is verseël met die Heilige Gees, of die Heilige Gees is ons onderpand, is ons waarborg. Of die hoop van die heerlikheid Christus in ons het ons nog nie uitgekom by dit is volbring nie. As ons nog hier is ons nog in 'n afwagting. Ons het nog nie uitgekom by dis volbring nie. Of ons moet doodgaan om by hom te wees. Hy is hier, of jy is hier, en hy is daar. Het ons nog nie uitgekom by, wat kan ek nog gebruik? As ons nog wag, Here, ek begin gevaarlik, maar so fantasties. As ons nog wag vir sy koms. Vanaf iewers het ons nog nie uitgekom by dit is volbring nie. As ons nog wag om gehaal iewers heen te gaan, soos die meeste wag, dis altyd iets in die, weet my bord, ek begin anders, dis altyd iets in die toekoms. Het ons nog nie uitgekom by dit is en dis tans ons probleem. As ons nog hier is, verseker ek jou, vir die volgende 1000 jaar, gaan dit vir jou wees, soos wat dit nou is, net ek hoor party sê, hulle wag nie nou meer vir die tekens nie, hulle wag vir die basuin. As jy nog wag vir 'n einde, het ek einde ingebring.
as jy wag vir 'n einde van iets, luister baie mooi, as jy wag vir die einde van iets, het jy nog nie uitgekom by dit is. Een uitgestelde hoop maak die hart siek. Maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. Spreuke 13 vers 12. Die probleem tans is, dit sal net 'n hoop bly, want ons wag vir sy koms, sodat hy ons kan kom haal. Ons wag vir sy koms, want dis iewers in die toekoms. Ons wag vir sy koms, want ons moet iewers heen gaan. Ons wag vir sy koms as net verseël met die Heilige Gees. Dit was net ons waarborg op aarde. En as hy nie so gou vir ons gaan kom nie, wag ons vir die dood, dan is ons ten minste by hom. Ons wag vir 'n einde van iets. Jy sal wag en jy sal wag, soos ons al vir 2025 jaar wag, so sal jy wag en jy sal wag vir die volgende 2025 jaar. Want dit is nie vir jou. Hoekom was daar 'n kruisiging? Hoekom was daar 'n kruisiging? Met 'n volbring om aan jou te kom openbaar die ware jy. En die ware jy kan nie iewers heen gaan om by hom te wees nie, want hy is in jou as die ware jy. Waarheen wil jy gaan? Hy het aan jou kom openbaar die ware jy, en as jy uitgekom het by die ware jy, is daar vir jou geen einde van iets nie, want jy is die begin as alles. As jy wag om dood te gaan, om by hom te wees, is jy as die ware jy, hy in jou die begin van alles, uit die dood. Wat nou, mense? Wat nou? Hierdie mense probleem was, hierdie mens het gesit met 'n verwronge identiteit as bewustheid, want hierdie mense denke was 'n 5-sintuig denke. Dit wat die oog sien, dit wat die oor hoor, die voel, die wil, die smaak. Hierdie mens was geskape as uit stof, maar toe hy die ware mens kom openbaar as gebore uit God, is hierdie mens se bewustheid 'n Christus denke. Christus denke as God.
Solank jy reageer, bewus, manifesteer as gevolg van jou 5 sintuig denke in hierdie wêreld, is alles vir jou. Maar hy kom openbaar die ware jy as die Christus denke gebore uit God. Jy kan nie iewers heen gaan nie. Jy bly as lewend om te openbaar. Hy in jou as sigbaar. Hier is God. Genesis 1:26 tot 28 het in vervulling gekom. Sê dit is volbring. As dit vir jou nie volbring is nie, dan is Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, jou Genesis as begin. Maar as jy uitgekom het by volbring as die ware jy, is jou Genesis jou begin, Kolossense 1 vers 15, hy is die begin as die eerstgeborene van die hele skepping, en dan sê vers 18, hy as die begin, as die eerstgeborene van die ware, is die hoof, en jy is sy vleesliggaam, as die begin, as die koms, hier is hy. As jy nog hier leef, bid jy vir die siekes, as dit God se wil is. As jy hier is as volbring, wag hy in jou as jy genees, die sieke. Die openbaarmaking as hy, maar jy. As jy nog hier is met 'n verwronge identiteit, uit 'n 5 sintuig wêreld, raak jy omgekrap en jy vra, waar is God? Waar is God in die oorlog? Waar is God in siekte en dood? Hoekom gryp God nie in nie? Maar as jy uitgekom het by volbring, by die ware, dan vra God, waar is jy in die siekte? Waar is julle as my vleesliggaam in oorlog? Hoekom genees julle? Hoekom werk julle? Hoekom bring julle nie die vrede nie? Want vir God is dit, ek en jy is God se begin as alles. Daarom, solank dit 'n hoop is, wag jy vir hom sodat. Maar as jy uitgekom het by volbring as die ware, wag hy vir jou omdat jy die openbaring is as hy die sigbaar word in vlees. Kan julle die groot verskil sien? Alles wat 'n hoop was, of as 'n toekomstige, of as verseël deur die Heilige Gees as 'n waarborg, of die einde van iets, was gewees vanaf die kruis vir 40 jaar, as die eindtyd tot 70 na Christus. 70 na Christus vir God was dit die ware. En dit alles was vir die ongehoorsame. En ongelukkig tot vandag toe is die mens nog steeds waar hulle opgehou het, en die mens aangegaan as 'n hoop. Daarom vir die volgende 1000 jaar plus, as jy nie gaan uitkom by die ware nie, sal dit vir jou bly, sal dit vir jou bly, sal dit vir jou bly, sal dit vir jou bly. En jou uiteinde, want omdat jy uit jou 5 sintuig wêreld leef, jou bewustheid word jou realiteit,
manifesteer jy 'n verwronge identiteit net as 'n lewende siel. Maar as jy uitgekom het by volbring die ware jy, manifesteer jy die openbaring as 'n lewend makende gees. Uit 'n Christus denke word dit geopenbaar. En volgende week gaan ek vir jou wys hoe. Daarom kan ons nie in hierdie bediening sit en dieselfde bly nie. Al hoe die wêreld gaan agterkom wat is die ware, is jy. En is jy. En is jy. Daarom hierso soek ons tekens. Hierso manifesteer ons. Daarom kan jy net die waarheid ken. En dis die ken van die waarheid as volbring wat dit openbaar as sigbaar. Wat beteken die woordjie hoop? Die woordjie hoop beteken die onsekere verwagting dat 'n bepaalde gewenste gebeurtenis sal plaasvind, 'n verwagting of 'n vooruitsig. En as jy dit nie weet wat jy vandag gaan hoor, gaan jy 'n bewustheid leef van iets wat nie bestaan nie, en daardie iets wat nie bestaan nie as 'n illusie, gaan jy beleef. Want jy is 'n lewend makende gees. Jy is die skepingskrag as God. Hoe verskriklik. Kom ons vat 'n paar voorbeelde. Kyk wat sê Handelinge 26. Vers 6 tot 8. Dis die Here. Hierso wag hulle vir God om te. Hierso wag God vir hulle, vir ons, om te. God se begeerte, God se droom. Dit is so radikaal. Hier is dit nie net God wat wag nie. Die skepping wag ook. Hier is dit so radikaal. 1 Petrus 1, ek dink is vers 17, 16, 17, 18, tot die engele wag vir dit. Weet julle hoekom? Want niemand het God gesien nie. God is gees. Maar die eniggeborene, die eerstgeborene seun, die woord wat vlees geword het, sal hom openbaar, as sigbaar word, as gesien. Nou wag die skepping, nou wag die engele. Maar as ons hier is, wag ons vir hom. Maar as ons by waarheid is, wag hy vir ons, om geopenbaar te word, sigbaar. Kyk gou wat sê, net vir interessantheid, hou gou jou hand hier, kyk gou wat sê 2 Korintiërs 1. Ek gou vir jou dit lees. 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen tot heerlikheid van God deur ons. So wie wag vir wie? God wag vir ons, want dis alles deur ons. Nou kyk gou iets interessant, wat sê Handelinge 26 vers 6. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is. Kyk op die bord. Handelinge sê dit was 'n hoop. Dit was 'n belofte aan die vaders. Nou wat was die belofte wat God gemaak het dwars deur die Bybel? Wat was die waarskuwing? Eet van die boom van lewe, maar as julle eet van die boom van kennis van goed en kwaad, sal julle sekerlik sterwe. God se waarskuwing was, moet net nie doodgaan nie. Wat was God se belofte aan al die vaders? Wat was God se belofte aan Israel? Ek sal julle lewend maak, ek sal my gees in julle sit, en ek sal julle opwek. Kyk op die bord. Op die kruis toe hy uitroep, dis volbring, toe gaan hulle grafte oop, die regverdiges, en toe hulle grafte oop gaan, toe word hulle die derde dag saam opgewek.
Maar ons weet in hierdie 40 jaar tydperk was daar ook 'n klomp mense gedood verlede week se boodskap. Met ander woorde, dit wat jy nou gaan hoor as 'n hoop, was hierso as 70 na Christus in vervulling gebring. Dit kan nie meer 'n hoop vir ons wees nie, want ons is die begin van alles. Maar as jy dit nie weet nie, gaan jy dit lees as 'n hoop, dan bly ons waar ons is. In hierdie Genesis. Dis die probleem tans met ons as die kerkmense. Dis hoekom dit gaan aanhou. Ek beloof julle, oor 'n paar jaar gaan hulle weer verklaar. Die wegraping is naby, die koms van Jesus is hier. Dit sal aangaan en dit sal aangaan en dit sal aangaan tot die aarde vernietig en verwoes is as God se eiendom as gevolg van die ongehoorsaamheid van die mens. In 2025. Hoor nou wat sê hulle Handelinge 26 vers 6. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is. Wat was die belofte? In Titus 1 vers 2 het God gesê, ek beloof julle, ek maak 'n belofte bekend, julle sal die ewige lewe beerwe. Want hierso was hulle bewaar in die doderyk. Maar kyk nou wat sê hy verder, vers 7, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Met ander woorde, hulle het Paulus beskuldig van hierdie hoop as 'n belofte. Wat was dit? Vers 8, wat word dit by u as ongelooflik beskou, dat God die dode opwek? Kyk op die bord, God se plan was om die dode op te wek, want God het 'n vleesliggaam nodig op die aarde, om God te openbaar as verheerlik. Dis hoekom op die kruis het hy aan jou kom openbaar as die ware, geen dood, gebore uit die dood. Dis hoekom hy hier kom alles word het, wat die mens weerhou het, om te is. Daarom opstanding beteken die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Opstanding beteken die ommekeer van 'n bewustheid. Jy is nie meer en jy was eintlik nog nooit. Jy was eintlik nog nooit in Adam nie, want voor die grondlegging van die wêreld was jy alreeds uitverkies in Christus. Wie het vir jou gesê jy was in Adam? Hierdie mense van 'n preekstoel af. Wie het vir jou gesê jy was 'n sondaar? Hierdie mense. En toe glo jy dit, maar uit God gebore is jy 'n sondaar. Jy is die geregtigheid, jy is geregverdig, jy is onberispelik, jy is sonder gebrek. Gebruik nou jou Christus denke en nie jou vyfsintig denke nie. En so terloops. Daar's net een nuwe mens. So terloops, vir God is daar nie hier 'n mens en hier 'n mens nie. So terloops is daar net een denke. Met ander woorde, as jy by waarheid uitgekom het, jy nie die Christus denke en die ander ou het die vyfsintig denke nie. Nee, die ander ou wat die vyfsintig denke het, die ander ou met 'n verwronge identiteit, is net in onskuld, is net in ongehoorsaamheid, is net in 'n verharde, hardnekkige verharde hart, onbewus van waarheid. So as hierdie mens kan uitkom by waarheid, is hy, wat hy nog al die tyd was, soos dit was voor die grondlegging van die wêreld, uit God gebore. Is dit nie fantasties nie? Met ander woorde, daar was 'n hoop vir hulle. God gaan die dode opwek. Toe wek hy hulle hier op, verlede week se preek, in 40 jaar se eindtyd. Toe wek hulle 70 na Christus, Openbaring 6 op, hulle wat onder die altaar bewaar is. Sê vir my hier, is hier 'n opwekking? Of is hier eintlik geen dood? Sê vir my, hoekom gaan die mens hier dood? Die mens gaan hier dood, want die mens is oortuig, hy is die mens. Want wat is dood? Hy wat vleeslik dink, hy wat uit sy, luister kerk, luister lig van die wêreld die ding, as jy leef uit jou vyfsintig denke, is jy besig om dood te gaan. Romeine 8 vers 6, dit wat vlees bedink, dit wat vyfsintig bedink is die dood, maar dit wat gees bedink, dit wat Christus bedink, die ware jy as gebore uit God, is lewe en vrede. Hierdie mens glo hier, God kom haal, God trek hulle streepie. Maar wie kom haal, wie trek hulle streepie? Hulle self, 'n vyfsintig denke. Daarom gaan my volk hier te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Daarom is die lewe hier, om hom te ken,
om jouself te sien soos hy jou sien as die Christus denke. Is dit nie groot nie? Dis hoekom hierso was dit 'n hoop dat God die dode gaan opwek, het God hulle opgewek en het God die res van die dode opgewek. Is daar nog 'n hoop of is ons veronderstel om nie meer dood te gaan nie? Want hier kan 'n mens nie doodgaan nie. As gevolg van onkunde ontslaap jy net in Christus. Hier's alles in Christus. Efesiërs 1 vers 9, met die volheid van tyd, toe vat God alle dinge in die hemel en op die aarde, en ek is baie radikaal, jou geliefde is nie eers meer in die hemel nie, hier's ook nie eers meer 'n wolk van getuienis nie, hy het net ontslaap in Christus. En alles hier wag om net sigbaar te word. Alles wag hier om net sigbaar te word. Want hier's net een liggaam. Hier's net een gees. Hier's net een hoop. 'n Hoop wat tot volbring is as 70 na Christus. Toe Paulus praat van in Korintiërs, in Kolossense 1, 26, 27, 28, die hoop van die heerlikheid, het Paulus gepraat van die hoop van die heerlikheid hier. 70 na Christus, as gebore uit God die ware, is ons nie meer 'n hoop van 'n heerlikheid nie. Ons is die openbaarmaking as Christus, die verheerliking. Nou kan jy vir my sê, Rudy, maar hoekom sien ons dit nie? Ons sien dit nie, want dit is vir jou. Rudy, jy preek onverganklikheid. Rudy, hoekom sien ons dit nie? Ons sien dit nie. Dis een liggaam. Ek is 'n ledemaat van hierdie liggaam, want julle is nog hier. Dis hoekom Paulus in 1 Korintiërs 10, ek dink vers 26 sê, dit was 'n waarskuwing vir almal wat met die Jode gebeur het. Ongelukkig het ons dit aangegaan waar hulle opgehou het. Nou bly dit 'n hoop. Ons wag vir 'n koms. Hoe kan jy wag vir sy koms as hy die hoof is en jy is die liggaam? Sy enigste koms sal wees die openbaarmaking as hy sigbaar. Kan julle sien hoe die mekaar is dit? Gaan daar weer 'n toekomstige opwekking wees? Of nou net 'n sigbaar word as hy in 'n liggaam? 'n Vleesliggaam, jy. Weet jy nie dat jou liggaam die vleesliggaam van Christus is nie? Jy is die openbaarmaking as dit. Dit word heerlikheid genoem, of die verheerliking as hy in vlees, as onsterflik met 'n liggaam onverganklik. Want hoe kan daar dood wees, as God se belofte was, ek sal julle lewend maak? Het God dit gedoen of moet God dit doen? Hy het dit gedoen. Kyk gou wat sê Hebreërs 3, kyk hoe lees ons die Bybel, kyk gou wat sê Hebreërs 3, oor hulle. Kyk gou wat sê Hebreërs 3 vers 6. Kyk gou wat sê Hebreërs 3 vers 6. Vers 6 sê, maar Christus as seun oor sy huis, en ons as sy huis, as ons net die vrymoedigheid in die roem van die hoop, tot die einde toe onwrikbaar vashou. Kyk gou mooi, ek vermoed dis Paulus wat dit geskryf het. Toe Paulus dit skryf, toe skryf Paulus dit hier, ons is eintlik sy huis, maar dis eintlik, ons moet vashou tot die einde toe. Sê vir my, is hier 'n einde, of is jy die begin? So wat is jy dan? Die openbaarmaking as hy, as die huis. Sien julle, hoe gaan ons nooit uitkom by waarheid nie, omdat ons die Bybel nie lees in konteks en tydlyne nie. Baie interessant, sê saam met my, baie interessant. Onthou julle verlede week se boodskap. Onthou julle 70 na Christus was die boek Openbaring geskryf deur die apostel Johannes. Onthou julle, die boek Openbaring was die vervulling van dit alles wat 70 na Christus gebeur het, as gevolg van die wet, die psalms en profete. Alles wat 'n hoop was, alles wat 'n verseëling was, alles wat 'n waarborg was 70 na Christus in vervulling gebring. Daarom, in die boek Openbaring, as die vervulling van als 70 na Christus, ligjare terug in jou verlede, was geen skrif waar die woord hoop gebruik was nie. Want toe was dit nie meer 'n hoop nie. 70 na Christus was dit die vervulling van dit wat 'n hoop was. 70 na Christus was die vervulling van dit wat verseël was. Hulle was verseël. Hoekom was hulle verseël? Hoekom was hulle verseël deur die Heilige Gees? Hoekom was die Heilige Gees vir hulle waarborg? Net vir interessantheid. Kan ek gou vir jou wys? Net vir interessantheid. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Ek wou anders gepreek het en ek het gevoel ek dit raak nou afgesaag om elke keer te preek oor 70 na Christus. Ek begin uit 'n ander hoek. Nou begin ek en God vanoggend uit 'n ander hoek, want dis afgesaag al vir my. Kyk gou oor verseëling. So as jy nog sê jy's verseël met die Heilige Gees, kyk op die bord, dan is dit vir jou nog 'n hoop.
Sê gou vir my, hoekom was hulle verseël? Efesiërs 4 vers 30 sê, hulle was verseël met die Heilige Gees tot die dag van verlossing. Waar was die verlossing? 70 na Christus vir hulle. Ek soek jou, kyk gou vir my. As ek en jy nog wag vir 'n verlossing, as ons nog wag vir 'n verlossing, jammer Jesus, jy het jou tyd gemors. Jammer Jesus, jy het verniet gehang. Jammer Jesus, jy het verniet uitgeroep, dis volbring. Jesus, nou wil ek omgekrap raak. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Sê vir jou langs jou Rudy is ver heen. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Efesiërs 1 sê byvoorbeeld, Efesiërs 1 vers 13 sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo is, verseël is by die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand, wat die waarborg is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Met ander woorde, sy eiendom, die aarde behoort aan die Here en die mens daarop. Met ander woorde, hulle was verseël, toe hulle hierso die waarheid hoor, hulle was verseël tot hulle erfenis, sodat God se eiendom verlos moet word. God se eiendom moet verlos word. Sê vir jouself maar. Kyk wat sê Kolossense 1:15 oor dit. Kyk gou wat sê Kolossense 1:15 oor dit. Vers 15 sê, hy is die beeld van die onsigbare God, hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Kyk op die bord. Jy sê, Here, u sal moet help. Kyk op die bord. Ons kan Efesiërs 1 lees, toe ons die waarheid hoor, as ons verseël deur die Heilige Gees, en nou wag alles vir die redding, die verlossing van God se eiendom, as 70 volbring. Of ons kan wees by die ware, want toe hy opgewek word, toe was hy die eerstgeborene van die nuwe skepping, die ware. So as jy verseël om sy eiendom te verlos, of dit is 70 en Christus gemanifesteer, nou as jy die begin van die ware, nou wag alles vir jou om te openbaar, die vryheid, sodat alles kan manifesteer. So waar is jy nou? Hoekom sien ons dit nie? Want 99% van ons is nog by die hoop, by die waarborg, by die verseëling. Ons is die openbaarmaking as jy begin. Want toe hy opgewek word, ons almal opgewek word, dus dit die begin van die ware Genesis uit God. En nou wag alles vir ons, want dit sal wees deur ons, hierdie heerlikheid, sodat ons kan openbaar die ons. Wat kan ek nog gebruik? Kyk wat sê 1 Petrus 1:23. Kyk wat sê 1 Petrus 1:23. So as jy nog wag vir iets, sê gou vir my, kos vat siekte. Kos vat siekte. As jy wag dat hy jou moet genees, dan is, jy sê, Here, dis baie radikaal. As jy nog wag dat hy jou moet genees, is dit kyk wat sê vers 23. Kyk wat sê 1 Petrus 2:23-24 gou. Kyk gou wat sê 1 Petrus 2:24. 1 Petrus 2:24 sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees moet word. Wat staan daar? Deur wie se wonde julle genees is. Kyk op die bord. Kyk op die bord. Jy sê, Here, dis fantasties. As jy nog wag om genees te word, dit is volbring. Deur sy wonde moet jy genees word, of is jy? Wat, met ander woorde, moet jy wag om genees te word, of leef jy reeds as 'n geneeste? Wat gaan daai genesing manifesteer in jou sigbare liggaam? Die Christusdenke. Hoekom sien jy nie daai genesing in jou liggaam nie? Want jy mens, darms en pens, jy lewe nog uit jou 5 sintuig denke. Sê vir my, kan Christus, dis waar my wildheid en my radikaliteit vandaan kom. Sê vir my, kan Christus siek word? Wie is Christus? Wie is die openbaarmaking as Christus? Wie? As jy sit, nog met 'n 5 sintuig denke, is daar veroordeling in jou hart.
As jy leef uit die Christus denke, geniet jy jou vryheid. En die skepping wag en die engele wag. Kan julle sien hoe rof is dit eintlik? Hoe gevaarlik is dit eintlik? So waarheid sê jy nie jou duim uit nie. Sê dis 'n verhouding. Sê dis 'n teenwoordigheid. Sê dis 'n leefwyse. Daarom is hy die opstanding, hy is die lewe, hy is die weg. Wie is nou daai hy? En wie is nou daai sy? Want soos wat hy is, so is jy. Kyk nou wat sê 1 Petrus 1:23. 1 Petrus 1:23 sê, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Met ander woorde, jy is wedergebore. Sê vir my, moet jy wedergebore word, of is jy wedergebore uit onverganklike woordsaad? En jy moet bly. Met ander woorde, die woord het vlees geword, en dis jy. Hoe? Kyk gou wat sê 1 Petrus 1:3. 1 Petrus 1:3 sê, hoe is jy wedergebore? Vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus. Kyk gou op die bord. Ek gaan nou verduidelik. Met ander woorde, jou wedergeboorte en jou opstanding is dieselfde ding. Wat was opstanding vir jou? Kyk op die bord. Kruis beteken, volbring beteken, uit aan jou kom openbaar die ware jy. Opstanding beteken, uit aan jou kom openbaar 'n geestelike waarheid. Opstanding beteken, uit aan jou kom openbaar die ommekeer van 'n bewustheid. Ek dink nie meer soos 'n roos dink nie, ek dink nie meer 'n vyfsintig denke nie, ek dink as die Christus denke. Wat beteken wedergeboorte? Want dit was ook wedergeboorte. Wedergeboorte beteken om jou te herinner aan jou oorsprong. Jy is eintlik uit God gebore. Nie meer uit die rose nie. Nie meer uit 'n dolf aan die gerrie nie. Nie meer uit die wil van 'n man of uit vlees en bloed nie. Johannes 1:13, maar uit God. Wedergeboorte beteken die aangroei van nuwe selweefsel. So hierdie liggaampie moet in lyn kom. Waar was dit? Maar as jy nog by 'n hoop is, as ons sterk is 70, baie sterk, en hoekom raak ons oud? Hoekom raak ons al hoe meer? Wil jy weet hoekom ons leef 'n verwronge identiteit? Ons leef uit ons vyfsintig wêreld, ons weet nie wat is waarheid nie. Dis hoekom hierdie liggaam herleef. Want ek leef 'n ander wêreld. Met ander woorde, kyk op die bord. Jy's reeds klaar wedergebore. Wanneer? Voor die grondlegging van die wêreld. Jy was nooit in Adam nie, want jy was in Christus al die tyd. Jy was nooit 'n sondaar nie. God het jou mamma en pappa gebruik jou op die aarde te kry, en toe jy gebore word, is die begin van die ware. Wow! Wat 'n plek om te wees. Daarom kyk hoe groot is dit. Kyk gou wat sê Romeine 6 oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 6 oor dit. Kyk wat sê Romeine 6. Vers 4 sê, ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kyk op die bord. Jy's opgewek deur die heerlikheid van die Vader, sodat jy Vader kan verheerlik as die ware. So as Vader na jou liggaam kyk, hoe sien Vader jou liggaam? As die verheerlik wording. Sê vir my, hierdie ouens, hoe sien hulle liggaam? Ag wie, hy is maar net uit stof, en hy gaan terugkeer na stof, terwyl hy duur gekoop is. Hierdie liggaam behoort nie meer aan jou nie. Verheerlik God nou met jou liggaam en met jou gees, jou identiteit. Dis groot mense, hoor julle wat ek sê? As jy nie hier is nie, is dit vir jou hoop vir eendag. Al wat hier manifesteer, want dis uit ewigheid, daar's nie tyd nie. Daar's nie 'n gister nie, daar's nie 'n môre nie, daar's net 'n nou. As jy leef uit jou vyfsintig denke, ai die verlede. As jy leef uit jou vyfsintig denke, ai die einde van die maand. As jy leef uit die Christus denke, die ware, wow, ek het net vrede hier waar ek nou is. Wow, ek is net joy en blydskap. Wow.
Wow, Romeine 14:17. Die koninkryk is vrede, geregtigheid en blydskap waar? In die Heilige Gees. Maar waar is die Heilige Gees? In 'n vleesliggaam. Om wat te doen? Om hom lewend te maak. Met ander woorde, hierso was die koninkryk tydperk om die mens uit te bring by 'n vleesliggaam. Dis hoekom 1 Korintiërs 15 sê, verganklik. Vyfsinnig denke. Die wil van man of vlees en bloed kan dit nie beerwe nie. Net dit wat uitgekom het by die waarheid as bewus. Die ontdekking van wie ek eintlik is, as uit God. So ek manifesteer dit. As jy sê, Rudy, maar ons moet wag. Rudy, dis vir iewers. As jy terug by 'n instansieprobleem, ons wag vir sy koms, man, jy gaan wag. Jy is die openbaarmaking as hy koms, jy is die openbaarmaking as dit. Sê, hier kom 'n groote. Ek moet gou vir jou verduidelik. Kyk gou wat is Openbaring 15. Ek moet gou vir jou verduidelik. Ek gaan dit preek, ek gaan 'n spesiale boodskap maak, want dit is radikaal groot. As jy hier is, Hebreërs 2 vers 9 sê, hy het almal se dood namens hulle gesmaak. Vers 10 sê, hier is ek Vader en die kinders wat ek na die heerlikheid toegebring het. 1 Petrus 1 sê, praat van die lyde van Christus en die heerlikheid daarna. Nie van eers 40 jaar en nou 25 jaar later wag ons nog vir sy koms of 'n wegraping nie. Mense, vat vanoggend se boodskap. Jy moet dit openbaar. As manifesteer, dit is volbring. As die Christus denke. En die sigbaar word, volgende Sondag, gaan ek die hoe wys. En die sigbaar word is in 'n vleestempelliggaam. Jy sien, nou tik ek weer so. My vrou man, as ek so tik, want my hemp raak wit. Kyk wat is Openbaring 15, kom vertel gou vir jou Openbaring. Openbaring 15 is maar so Openbaring. Wat beteken Openbaring? Die bedekking word gelig. Dis hoekom toe die bedekking gelig word, is in die boek Openbaring geen hoop nie. Want alles was in vervulling gebring. Kyk wat is Openbaring 15 vers 5, en na die dinge het ek gesien, kyk die tempel van die tent van getuienis in die hemel is geopen, en die sewe engele met die sewe pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne, en om die bors omgord met goue gordels, en een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid, en die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God, en dit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel, voordat die 7 pla van die 7 engele voleindig was. Waar was dit voleindig? 70 na Christus. Maar waar was dit reeds volbring? Op die kruis. Onthou julle, God sê vir Moses, bou vir my 'n tabernakel, 'n skaduwee van die genuine een in die hemel, die tempel in die hemel. Toe bou Moses mos 'n tabernakel, 'n buitehof, 'n binnehof en 'n allerheiligste met 'n voorhangsel. Toe Jesus op die kruis uitroep dis volbring, toe gaan die voorhangsel van die skaduwee oop. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, omdat hulle nie geglo het dis volbring nie, om hulle gewag het die ware, die tempel in die hemel toegebly, totdat die 7de engel dat die uitgegooi het. Toe gaan die tempel in die hemel eers oop. Kyk waar wys ek. Toe gaan die tempel in die hemel eers oop. Toe die tempel in die hemel oop gaan, toe word die heerlikheid Dis hoekom dit was vir Paulus hierso, 'n hoop van die heerlikheid. As jy enigsins nog hier is daar dieselfde tempel wat die heerlikheid vashou vir jou toe. En dit bly vir jou 'n hoop. As jy uitgekom het by dit is volbring en die volëinding van dit en jy geniet die ware, het die tempel vir jou oopgegaan en jy geniet die heerlikheid. Waar is daai tempel? Is dit daar of is dit daar, die Christus denke? Mag ek vir jou iets sê? Ek leef hier. Daarom kan ek dwars deur 'n illusie kyk. Daarom kan ek onmiddellik weet, dis nie die waarheid nie. Wat beteken heerlikheid? Dit beteken die goeie opinie en bewustheid van God. Wat beteken hierdie heerlikheid nog? Die toestand waarin die Christus liggaam opgewek is as verheerlik. Toe hy aan hulle verskyn, toe sê hy vir hulle, hy is nie 'n gees nie. As jy nog hier is en jy wil by hom wees en jy wil doodgaan, moet jou tempel
terugkeer na stof, dan is jy net gees. Hier is jy nie gees nie, jy's vlees van sy vlees, jy's been van sy been. Kom vat aan my, gee my iets om te eet. Want die tempel het vir Rudy, ek gaan vir julle 2 goed wat belangrik is vir die tempel in die hemel om oop te gaan. Waar? Hy sê ek skep, Here, moet ek goed sê? Ja, ek moet nie goed. Hy sê ek skep nuwe hemele. Voor ek soontoe gaan. Moses bou 'n skaduwee met 'n voorhangsel. Eenmal 'n jaar het God hulle besoek in die allerheiligste. Daai plek van besoek was hulle hemel en hulle aarde. Toe Matteus praat van die hemel en die aarde sal verbygaan, toe vat die ouens in 2025 die hemel en die aarde gaan verbygaan. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Dit het verwys na die tempel, die skaduwee. Waar het die tempel verbygegaan? Toe hy dit volbring. Toe hou hulle aan met hulle ongehoorsaamheid vir 40 jaar. Het jy geweet vir die volgende 40 jaar tot 70 na Christus was God nie meer teenwoordig in die allerheiligste nie. Want waar is God nou? So as jy nog wag vir hierdie goed, en jy het nie uitgekom by volbring nie, is die tempel nie oop nie. Daarom sê ek skep nuwe hemele, meervoud gedagtes, denke, en ek skep 'n nuwe aarde, sê 'n nuwe tempel. Sê vir my, moet hy of in 3 dae volbring? Hoekom bly dit 'n hoop? Want hulle het aangegaan. So met ander woorde, as jy enige gebou, enige iets 'n afgod maak as die huis van God, mense doen dit mos, die teenwoordigheid. Weet jy wat? Ek kan 'n teken wys vir die plek en ek kan dit nou vir jou wys nie. En dis nie kom kerk toe nie. Weet jy wat? Die wys my oopgaan, die tempel oopgaan. Leef ek 'n ander dimensie. Manifesteer ek iets wat ek nou in liefde gaan sê, wat min het. Drie belangrike dinge. Drie belangrike dinge. Kan ek maar hierdie bietjie uitvee? 3 belangrike dinge nou. Hoekom die mens nie hier is nie? 3 belangrike dinge, en ek sluit met dit af. Punt nommer 1. 2 Korintiërs 3 vers 18. En ek sluit met dit af. Sê daar's 'n bedekking. Sê die tempel in die hemel is nog toe. Sê die heerlikheid. Wat het die voorhangsel gedoen? Al wat die voorhangsel gedoen het, dit het die heerlikheid terughou. Dis hoekom, onthou jy toe Moses van die berg afgaan, Moses was 40 dae in die teenwoordigheid van God, het Moses ook 'n bedekking gehad. Het jy geweet die wet het ook 'n heerlikheid gehad? Wat beteken heerlikheid? Die wet het ook 'n opinie gehad. Wat was die wet se opinie? Die bediening van die dood. Hoekom het Moses 'n voorhangsel gehad toe hy van die berg afgaan? Hy het 'n voorhangsel gehad om die ander te beskerm teen die dood. Want Moses het die wet gebring en die wet het sonde krag gegee en die loon van sonde was die dood. Maar as die voorhangsel vir jou oopgaan, die hemelse, wat manifesteer? Die heerlikheid. Wat is die heerlikheid? Die goeie opinie, die goeie bewustheid. En waar beleef jy dit? Moet ek gesê, waar gaan ons heen? Nee, o ja. Sorry Here, ek is op 'n ander plek. Sorry Here, ek is op 'n ander plek. Ek beloof ek is op 'n ander plek. 3 goedjies vir dit. 2 Korintiërs 3:18. En ek sluit af. Vers 18 sê, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, die heerlikheid van die Here reflekteer, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat Gees is. Met ander woorde, punt nommer 1, jy moet dit kan sien. Jy moet dit kan sien. Jy moet kan sien 70 na Christus, dis verby. As jy dit nie kan sien nie, as jy nog wag vir enige ietsie hier, is daar 'n bedekking. Kan jy dit nie sien nie en jy kan Rudy nie verstaan nie. Daarom sê Paulus in Efesiërs 1. Kyk gou wat sê Paulus in Efesiërs 1.
Jy moet dit kan sien. Jy moet dit sien, my vriend en my vriendin. Kyk gou wat sê Efesiërs 1. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand. Sê vir my, wanneer begin jou oë verlig raak? Sê die tempel het oopgegaan. Verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet, ook koek, kyk op die bord. Hierso moes jy glo. Hierso weet. Ek het al vir julle gesê en ek gaan dit weer sê. Ek hoef nie te glo ek is Rudy nie. Ek weet ek is Rudy. Ek weet dit. Sê die tempel is oop, sê die voorhangsel is weg, sê die heerlikheid manifesteer, sê die goeie opinie van God. Ek sien my soos God my sien. Christus denke. Kan julle dit sien? Met ander woorde, jy moet dit kan. Mense, ek kan nie glo mense kan nog hier wees nie. Want hulle kan nie sien wat ek sien nie. So punt nommer 1, jy moet dit sien. Punt nommer 2, kyk wat sê 1 Korintiërs 15 gou. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. Vers 53 sê, want hierdie verganklike moet, wat beteken verganklik? Verganklik beteken die persepsie van ek moet doodgaan, mentaliteit. Wat is hierdie ouens se mentaliteit? Ek moet doodgaan mentaliteit. So wat is onverganklikheid? Die doodse. Want dis 'n bewustheid. Hoor nou mooi. Want hierdie verganklike moet met onverganklike bekleed word. Hierdie sterflike moet met onsterflike bekleed word. En wanneer die verganklike met onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflike, dan sal vervul word. Sê vir my, sal vervul word. Dit skryf Paulus 55 na Christus. Waar was dit vir hom in vervulling gebring? 70. Sê vir my, ek en jy wat opgewek is as die ware. Moet dit of is dit? Met ander woorde, punt nommer 1 is, jy moet dit sien. Punt nommer 2 is, jy moet bekleed word. Sê bekleed. Wat beteken bekleed? Aantrek. Sê gou vir my, Chris die koker. Wag jy, ek weet partykeer doen jy dit, wag jy dat jou vrou jou moet aantrek, of het jy vanoggend jouself aangetrek? Met ander woorde, dit wat jy hier hoor, moet jy sien. Dit wat jy daar hoor, nie hy nie, jy moet dit aantrek. Sê vir my, hierdie mooi hempie wat Richard aan het, ek gaan 'n bietjie op Richard pak, hierdie mooi hempie wat jy aan het, voor jy hom aangehad het, was hy nie daar nie, of was hy daar? Het in jou kas gehang. Sê vir my, onverganklikheid, onsterflikheid. Wag ons vir dit? Of is dit? Hoekom beleef jy dit nie? Want jy trek dit nie aan nie. Jy! Hier wag hulle vir hom. Hier sê nee, ek wag nou, ek wag vir julle, ek wag vir jou, jy mannetjie, ek wag vir jou om dit te sien, jy mannetjie, ek wag vir jou om jou te bekleed, om in weg te sink. Hoe sink jy weg? Ek manifesteer nie meer 'n 5 sintuig denke nie. Ek beleef en ek herleef en ek ontleef en ek oorleef Christus denke. En hoe meer ek Christus denke, die ware, hoe meer trek ek aan. Woe! En dan punt nommer 3. Sê punt nommer 3. Romeine 2 vers 7. Halleluja. Sê vir my, hoekom sien ons die onverganklikheid nie? Want vir die meeste is dit 'n hoop. As jy dit nie gaan sien nie, as jy dit nie jou eie gaan maak, aantrek, oorkleed, bewus, Christus denke nie, dan gaan nommer 3 nie vir jou waar word nie. Wat is nommer 3? Romeine 2 vers 7. Hoor wat sê vers 7. Aan die wat deur volharding. Wat is volharding? Omstandighede gebeur, en toe jy jou kry, 5 sintuig, maar gelukkig kom jy onmiddellik tot inkeer terug Christus denke. Hy wat nou die geestesvermoë besit deur die gewoonte geoefen. Sê vir my, moet God oefen, of is jy die een wat nou moet oefen? Sê vir my, wag jy vir hom, of wag hy nou eintlik vir jou?
aan die wat deel volharding in goeie werke, heerlikheid, eer, onverganklikheid, soek die ewige lewe. Sê vir my, wat soek hierdie ouens? Hierdie ouens soek 'n koms, hierdie ouens soek dood, hierdie ouens soek hemel. Sê vir my, wat soek Rudy? En daai soek is nie as iets wat weg is nie. Daai soek is 'n oortuiging as bewus. Eer, heerlikheid, onverganklikheid. En wat begin gebeur met Rudy se liggaam? Ek raak minder siek. Van my ouderdom het ek energie. Yes, ek het gou, ek het woema. Want die tempel het oopgegaan. Die heerlikheid word geopenbaar. Die goeie opinie, die bewustheid as die Christus denke. Hierdie liggaam begin al hoe meer verheerlik. Kom vat aan my. Kom vat aan my. Kom vat aan my as die verheerliking. Want ek sien dit. Want ek trek dit aan. Ek beklee, ek sink in weg, Christus denke. En al wat ek soek is hierdie lewe. Al wat ek soek is hierdie verheerliking. Al wat ek soek is hierdie onverganklikheid. En as ek dit moet opsom, as ek al drie nou moet opsom in een skrifgie, en ek sluit af, ek som dit op in een skrif, en ek sluit af, Matteus 6:22. Het julle iets ontvang vanoggend? Ek het uit 'n heel ander hoek gekom. Uit 'n ander Genesis gekom, soos my vrou sê. Kyk nou wat sê met Matteus 6:22. Met ander woorde, kyk op die bord. Dit alles, vat ek nou saam. Matteus 6:22, die lamp van die liggaam. Sê gou vir my. Is dit hierdie oog? Of is dit die tempel wat oopgegaan het se oog? Nou gaan ons op gevaarlike grond beweeg. Die lamp van hierdie Christus liggaam se oog. As daai oog reg is die liggaam verlig. Sê gou vir my, word jou liggaam verlig? Of as jou oog reg is jou liggaam verlig? Sê vir my, moet die lig inkom of was die lig al die tyd daar? Sê gou vir my, hierdie ouens, moet hulle verlig word of was die lig al die tyd hier? Was hulle altyd met God? Maar omdat hulle oog nie reg is nie, omdat hulle sit met 'n verwronge identiteit, is vers 23 waar. As jou oog verkeerd is jou hele liggaam donker. As dan die lig, want almal is verlig. Almal is alreeds voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitverkies as uit God gebore. Donker dit is, hoe groot is die donkerheid nie dan nie? Met ander woorde, lig van die wêreldbediening, mag dit val. As jou oog reg is, manifesteer jy dit wat jy is. Jy moet nie word nie, jy was nog al die tyd. So wie het vir jou vertel jy is in Adam? Wie het vir jou vertel jy was 'n sondaar? Wie het vir jou vertel jy is ver, jy is vervreemd van God? Wie? 'n verwronge identiteit. So as jy sit met enige vorm van hoop, of 'n verseëling, of 'n waarborg, of iets wat hy moet doen, of 'n koms, of 'n einde, as dit nie volbring nie, het die tempel van heerlikheid nie vir jou oopgegaan nie.